ook gesien sal word, my God. Maar U alleen, Here Jesus. Here, kom spreek die Heilige Gees lig vanmôre in hierdie gebou. Laat dit vloei. Laat dit waai, karabaki shiti en torabaka suturabaka siti en ta. Here, want dit is nie vir ons wat ons hier is vanmôre nie, Here. Ons is hier vir U vanmôre, my God. En is nie U wat saak maak, Here. Here, ek weet dat ons mens sy gedagtes dwaal, my God. Maar U kom en die Gees kom vul ons en alles wat in ons gedagtes is, word nou weggevat in die naam van Jesus. Here, dat ons sal fokus op U vanmôre, want is net U wat saak maak, my God. Laat ons oë gerig sal wees op die wenpaal, my God, wat nie meer ver is nie, Here. Dat wanneer U kom op die wolke, dat elke tong sal bely. Elke knie sal buig vanmôre. Ons bid dit alles in U naam. In U naam alleen. Dankie, Vader. Ek groet elkeen vanmôre in die naam van Jesus. Elke besoeker, elke gemeentelid, wees op jou gemak. Jy is op die beste plek. Ek wil dit dat geen eet en drink in die kerk toegelaat word nie. Alleenlik water, geen koeldrank en geen kos nie. En dan het ons een verjaardag, herplaas. Waar is herplaas? Dat kan gou kom ja. En dan die 28ste Maart is daar 'n praise and worship hier by die kerk. Almal is welkom, bring jou piknik en mandjie en kom geniet die aand saam met ons. Dan is ons 'n vroueoggend. Die 18 April saam met Teresa Watkins. By Lions Creek. Dis reg oor kan Biekiebos. 9:30 tot 10:00. En die toegang is R200 per persoon, ete en geskenke is ingesluit. En die tema is sonneblomvrou. So kry jy jou groot sonneblom en sit hom op jou rok, of op jou hemp. En reserveer asseblief voor die 10de April. Herklas? Herklas, jy is nou net 5 jaar oud. Baie geluk met jou verjaardag, Herklas. Mag dit vir jou 'n wonderlike en 'n geseënde jaar wees wat vir jou voorlê. Mag die Here jou seën en van oorwinning tot oorwinning gaan. Moenie die kerk eet nie. En nou wil ek jou 'n vraag vra. Hoekom sing ons voor die preek? Is dit 'n tradisie of is dit Bybels? Wie kan vir my sê? Ek sal vir my sê. Dit is Bybels. Gaan kyk in die Ou Testament. Toe Moses die tabernakel gebou het, gemaak het, gaan kyk na Salomo se tempel, dis 'n afbeelding van die ou tabernakel. Die voorhoewe, die heilige en die allerheiligste. Die liedjie sê, I will enter his courts with thanksgiving in my heart. Jy kom kerk toe, jy gaan na die
tabernakel toe, na die tempel toe. In die voorhoewe prys jy God. Prys hom vir dit wat hy vir jou gedoen het. Prys hom vir dit wat hy vir jou beteken. Vir jou lewe, vir jou gesondheid, jou familie, jou vriende. Prys hom. Efesiërs 4 vers 4 sê, verbly jou in die Here, ek herhaal, verbly jou in die Here. Kom met blydskap. Kom met blydskap in die voorhoewe in. Van die voorhoewe af, waar jy hom geprys het, ga jy in die heilige in, waar jy God begin aanbid. Wanneer jy 'n intieme verhouding met God begin kweek, bou, wanneer daar by die Heilige Gees begin werk. Vergeet van die persoon om jou, agter jou, voor jou. Konsentreer op God. Kom in kontak met hom. Stel jou oop voor hom. Loof hom. Aanbid hom, want hy is God. Aanbid hom vir wie hy is. Hy is die skepper. Hy is die een wat jou gebring het tot vanoggend toe. Hy is die een wat jou in die lewe hou. Die dooies kan die Here nie loof nie. Hulle kan hom ook nie aanbid nie. Hulle stemme is stil. Maar ons wat in die lewe is, het die voorreg vanmôre om in die voorportale in te gaan om te prys, in die heilige in te gaan en om te aanbid. Die voorhangsel is geskeur. Die allerheiligste en die heilige is nou een plek. Dit waar jy in die teenwoordigheid van God in beweeg. En ek wil jou vanmôre aanmoedig. Kom aanbid hom vanmôre. Kom aanbid hom. In ons aanbidding, dis waar die Heilige Gees begin manifesteer. Dis waar die Heilige Gees begin wonderwerke doen. As ons vanmôre sing, vergeet jou bekommernisse. Kom met 'n blymoedige hart vanmôre. Vergeet vir jou bekommernisse, vergeet van wat daar buite kan aangaan. Vat hierdie tyd om God te prys. Gebruik hierdie tyd. Daar's niks wat jy aan jou bekommernisse vanmôre kan doen nie. Absoluut niks nie. Prys die Here vanmôre. En van ons aanbid hom in gees en in waarheid. En jy sal sien wat gebeur vanmôre. Baie dankie. Ons gaan nou lekker, ek gaan oorgee vir pastoor, hy net vir ons weer oop met gebed. Dan gaan ons lekker saam sing. Hemelse Vader, dankie is al wat ek vanmôre wil sê. En U ken die volheid van my dankie vanmôre. Amen. Perfect, kom ons staan. Dan gaan ons eerste liedjie saam sing, This is the day, ons het so lekker medley, so this is the day, wat oorgaan in I will enter his gates, wat dan oorgaan in some glad morning, I'll fly away. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and
loof en prys. En dis hoekom ons kan sing, ons is almal hier te saam, vergader in sy naam. Ons het ons so 'n bietjie van 'n, kan ons sê, 'n change in die liedjie gemaak, wat ons so 'n bietjie met krag en ons oortuiging sing vanmôre. Ons is almal hier te saam, vergader in sy naam, vir ewig kom. Tot die dood was hy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom. Laat ons maak soos hy ons sê, dat wat is liefde in ons toe alle keer. Loof ons Christus hier. Loof ons Christus hier. Halleluja. Ek kan nie sonder U nie. Halleluja. Ek sal nie stil bly nie. Halleluja. Daar is geen ander naam nie as Jesus Christus hier. As Jesus Christus hier. Halleluja. Kan nie sonder U nie. Halleluja. Ek sal nie stil bly nie. Halleluja. Daar is geen ander naam nie as Jesus Christus ons Heer. As Jesus Christus ons Heer. Halleluja. Ons is almal hier te saam, vergader in sy naam, vir ewig kom. Tot die dood was hy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom. Laat ons maak soos hy ons sê, mekaar steeds liefde
you're the one who reigns within my heart. I will serve no foreign God, no any other treasure. For you are my heart's desire, the Spirit without measure. Unto your name I will bring my sacrifice, and I will serve no foreign God, no any other treasure. For you are my heart's desire, the Spirit without measure. Unto your name I will bring my sacrifice. And I will serve no foreign God, no any other treasure. For you are my heart's desire, the Spirit without measure. Unto your name I will bring my sacrifice. Unto your name, unto your name I will bring my Here vanmôre kom ek en ek sê, Here, I bring to you my sacrifice. I lift my hands to the coming King. You are the great I am. You are worthy of all praise. And that's why I can sing, precious Lord, take my hand. Lead me on, let me stand. I am tired. I am weak. But with you, God, that gives me the strength, I can do all things through Christ. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. Ek wil net ons met hierdie liedjie nog eenmaal doen. Maar vanmôre as jy voel, I am tired, I am weak, I am worn, wil ek hê jy moet uitstap na vore. En ons mense wat so met jou in gebed gaan tree, gaan vanmôre kom en hulle hande op hulle rug. Nie omdat hulle goed is nie,
enige iemand te verneder nie. Ons is hier om 'n siel te red. Ons is hier om 'n verskil te maak vanmôre. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on, through the night. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on. Wonderwerkers, I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord.
Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. Here, eerst wil ik vir u dankie sê. Vir die voorreg. Wat Terwyl die musiek speel, kom ons sê net vir Here dankie vir wat hy gedoen het vir ons. Lig net die hande op ek en wil sê vir dankie vir dankie jou. sê vir pappa en mamma. Dankie Here dat Vir jy jou hier is vir job my, Here. Dankie dat Dankie, jy Here, woord gegaan het vir elke persoon wat vanmôre woord nodig gehad het, Here. Wat ook sy uitdagings. Dat dit wat vanmôre uitgegaan het, God, God het ons neergedaan. dat hulle dit sal ontvang met ope arms vanmôre. Hy het ons gelyk gemaak. Dat U Heilige Op daar Gees gespaar. dit vir hulle sal waarmaak Voorreg. Met duisend. dat elke persoon wat vanmôre uitgestap het en daar die eerste stap geneem het, Here, nou in oorwinning sal stap, Here. Dankie Vader, U is groot en U is groot. Take my hand, precious Lord, lead me on. Ek het paar keer ek wil net gou sondagsboek toe gaan. Daar's 'n punt waar die Here vir my sê vir wie ek nou moet gaan bid. I lift my hands to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you're the one who reigns within my heart. And I will serve no foreign God, nor any other treasure. For you are my heart's desire, the Spirit without measure. To your name I will bring my sacrifice. I lift my hand to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you're the one who reigns within my heart. And I will serve no foreign God, nor any other treasure. For you are
opgewonde. Want U is vanmôre hier. U is teenwoordig. En dit maak my hart opgewonde. Here, die eerste aand wat ons gehoorsaam is om te doen wat U vir ons sê om te doen. En kyk wat ons het gehoor. Ek kan nie wag om te sien wat kom nie. Dankie, Meester. Dankie. Dankie. Ek kan nie sê dankie nie. Welkom aan elkeen. Die Here sê my vir 'n kind gebid in die sonderskool. En daar kom toe die een kind na die ander een. Ek het vir 'n oomblik gedink, gaan die vanoggend die preek doen. Dis die God wat ek dien. Dis die God wat jy vanmôre dien. Wat nie deur tradisies en hoe ons die diens wil doen, gelei word nie, maar hy lei die diens. Maar het gaan oor hom. Filippense 3, vers 14 tot 21, is vanoggend se inleidende skrifgedeelte, of skrifgedeelte. Filippense 3, vers 14 tot 21. Die pad huis toe is smal. Die pad huis toe is smal. Ek sit gisterand 7 uur en ek is besig om stil te word, want ons bid nou elke aand van 10 voor 8 tot 8 uur saam. Jy is welkom in daai tyd in te skakel. Dis nie dat ons mekaar laat weet waar ons bid net. Daar by die huis is van 10 voor 8 tot 8 uur. Bid ons vir ons gemeente. En op hierdie stadium bid ons vir God se beskerming en vir God se liefde. Om 'n vuur op hierdie gemeente uitgestort te wees. Want die liefde breek die hekke. En dis toe die Heilige Gees vir my in daai tyd wat ek stil word, gisterand hier net na 7, vir my vanoggend se boodskap tema gee. Die pad huis toe is smal. Spreuke 16 vers 25, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Elke môre staan ons op. Elke môre begin ons 'n dag met ons span. Elke môre is elkeen van u wat vanmôre sit, het 'n plan. Het 'n idee wat jou dag moet inhou. Jy is nie bewus van wat alles met jou gaan gebeur in die dag, maar jy het 'n plan. Jy het 'n idee wat ek vandag met my lewe wil bereik. En nou kom die verrassings. 'n Oproep kom wat jy nie verwag het nie. Druk kom wat jy nie verwag het nie. Maar saam met dit kom ook die blydskap. Van 'n wete dat ek en jy dien 'n God wat met ons se pad stap. Vanmôre wil ek vir julle sê, as ek in vandag na die wêreld kyk, is dit nie eers meer moeilik om dit raak te sien dat die groot meerderheid van die mensdom is besig om 'n pad te stap wat van homself reg lyk. Maar die woord van God sê vanmôre, die einde van 'n pad buitekant God se wil, buitekant God se gehoorsaamheid, buitekant bekering, buitekant verhouding met God, is 'n pad wat na die dood toe lei. Selfs al is jy op 'n plek waar die mensdom hom bevind, wat hy voel, hy is met rasseskrede besig om tegnologies te ontwikkel na 'n plek toe waar hulle amper untouchable word.
AI-sisteem is op hierdie stadium besig om in plek te skuif en is reeds in 'n groot mate 90% in plek klaar. 'n Sisteem wat nie altyd vir die bose redes geskep was nie, wat eintlik in sekere mate was dit ook vir goeie redes geskep, want as AI jou kan beheer waar jy is, en jy het 'n digitale ID, en jy digitale geld waarmee jy werk, en alles word gemonitor, die AI in elke kamera, in elke dorp, is gekoppel aan die netwerk. Kan presies weet waar was jy laaste gewees. So 'n moordenaar, wat nou 'n lang proses vat om hom skuldig te bevind in 'n moordsaak, kan skielik in 'n paar dae, want hulle hoef net die kameras te kyk en die selfoon oproep en al daai goed, om te sien presies waar was die persoon toe wat sy met die misdaad was. So, dis nie alles net vir boosheid nie. Maar sagkens in dit, lê daar vanmôre iets dieper as net jou welstand en jou beskerming. 'n Totale beheer van die mensdom. Totale beheer, of jy kan koop of nie meer kan koop nie. En die woord van God sê vir ons in Openbaring, en aan die dier is 'n gees gegee soos van 'n mens. En hy sal bepaal wie kan koop en nie. Slaaf of vryman. En vir die eerste keer in die geskiedenis is daar iets wat nie 'n gees het nie, wat nie 'n mens is nie, maar wat 'n gees soos 'n mens ontvang het, wat nou soos 'n mens kan dink. Die AI-sisteem wat nou in plek skuif. Vir die eerste keer in die menslike geskiedenis is daar iets wat soos jy kan dink, wat nie 'n mens is nie. En daar's 'n gees in hom gegee, om te kan dink, te kan bepaal. En daarom wil ek vanmôre vir u sê, nie al die weë wat reg lyk nie, eindig by God op. Want alles buitekant God se plan, buitekant God se wil, eindig in die dood op. Vandag het vandag se boodskap as padkos op jou lewenspad. Die begeertes en plesier van hierdie lewe lyk en voel nie altyd sleg nie. Maar die lewe getuig self dat waar die genot van lewe jou vat, is morele verval en dood sonder God vir ewig. Om te party tot ek val. Om die bottel se prop af te haal en op te trap en te sê, ek gaan nou nie weer op hierdie bottel pas nie. Hy moet nou klaargemaak word. Voel nie in daardie oomblik so verkeerd nie. Verkeerde gedagtes, wat jy glo daar is om jou te laat voel, jy wil ook net lewe. Voel nie verkeerd in daardie oomblik nie. Maar verseker hoor wat ek vanmôre vir jou sê, die wêreld en die toestand waarin hy vandag is juis omdat die mens sy eie van wil hê. Sy hoe van plesier, sy hoe van hoe dit moet gebeur. En hoe meer hier die vryheid deur die mens gegryp word, hoe meer neem misdaad toe. Hoe meer neem morele verval toe. Totdat mense op 'n dag kom by die punt dat hy vir homself sê, ek het nie eens meer vir God nodig nie. Ek is my eie God. Totale verval. En dis wat ek vanmôre wil hê met u op hierdie oggend in hierdie boodskap as padkos vat. Sonder God. 'n Gevaarlike pad. Matteus 7 vers 13 tot 14, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar is min wat dit vind. Jy sien, dis die maklikste ding om te kan sê, ja, will do what I want, ek sal sê wat ek wil, en ek sal maak soos ek wil, en niks en niemand gaan my vertel wat ek moet doen nie. Die wêreld doen dit in elk geval, dis 'n breë pad. Maar om jou wil vanmôre voor God te buig, en jouself voor God, wat moreel aanbetref, wat begeertes aanbetref, te sê, buitekant God se wil ek niks hê nie. Ek wil eerder sterf as mens in my, nie fisies nie, in my. Hierdie begeertes moet sterf. Hierdie stryd, hierdie aggressie, hierdie
my way and my way only, me, myself and I, moet sterf, sodat the great I am alleen oorbly. Want deur hom is daar 'n nou poort wat na die lewe lei. Die woord sê, die wat dit vind, is min. Matteus 7 vers 13 tot 14, met teenwoordige keuse tussen gemaklike, gewilde, maar vernietigende lewenstyle en die van 'n veel eisende lewe van ware gehoorsaamheid aan God as Vader en sy woord. Hierdie skrifgedeelte verteenwoordig hierdie twee wêrelde. Daar is vanmôre net twee paaie. Daar is nie 'n derde pad. Daar's net twee paaie vanoggend in hierdie lewe, of die breë pad waar ek kan maak net wat ek wil, en ek kan doen wat ek wil, en ek kan sê wat ek wil, en ek kan breek en ek kan maak net wat ek wil. Of die smal pad van om voor God die knie te buig en te sê, Here, as U my hand nie vat nie, te vergeefs bou ek 'n môre in my lewe. Met U in my lewe sien ek kans vir môre. Al val die wêreld uit mekaar uit, al skiet hulle mekaar uit, al is daar gerugte van oorlog en geweldige gerugte, al is daar dreigemente van dat diesel en petrol gaan ophou om na Suid-Afrika toe te kom, as gevolg van die konflik tussen hierdie twee paaie. Wat wil jy met vanmôre iets raak sien, dit gaan oor niks anders as oor hierdie twee paaie, die breë pad van verwoesting, die breë pad van elkeen maak en doen soos hy wil. En die smal pad, ek doen niks as God nie in die saak is nie. Ek praat niks as God my nie lei nie. En in daardie oomblik bevind ek myself dat ek my vyande begin liefhê. Want ek voel vir hulle jammer wat op die breë pad is en nie eens weet dat hulle pad lei na die verderf toe. Daar is 'n begeerte om te begin te bid vir die wat op die breë pad is. Daar is 'n begeerte om te begin te bid. Sê, Here, red hulle. Maak hulle oop, wat hulle weet nie eens waarmee hulle besig is nie. Jesus hang aan die kruis. Die smal pad. Niemand kom deur die Vader behalwe deur hom nie. En voor hom is die breë pad van die wêreld besig om te kruisig. Besig om die lot te werp oor sy klere. En wie was sê Jesus terwyl hy op die smal pad sy geregtigheid vir dit aan die kruis sterwe. Sodat ek en jy die smal pad kan vind. Kyk hy na die breë pad en sê, Vader, vergewe hulle, wat hulle weet nie eens dat hulle pad, wat hulle volg, lei na die dood toe nie. Kom ons bid saam, Vader. Dankie vir die teenwoordigheid. Dankie vir die vuur wat in elkeen van ons aan die brand gesteek word deur die Gees van God. Wat ons daartoe dryf om te begin verantwoordelik wees oor ons lewens. Te begin dink oor ons lewens. En te besef, ons moet skielik van die breë pad afklim as ons nog daar bevind en by Jesus uitkom. Want binnekort gaan alles op hierdie aarde, selfs die aardbol, verwoes wees. En net dit wat vir u gedoen was, gaan vir ewig bly staan. Amen. Die pad huis toe is smal. Die pad huis toe lei deur gevaarlike valleie, waar baie gevare elke dag skuil, om my jou van die pad te probeer aftrek. Hierdie illustrasie toe ek dit ontwerp het ek hierdie een gedagte gehad om met hierdie prentjie vir u iets oor te dra. Want ek dank die Here vir 'n kunsttalent. Ek ontwerp self die prentjies wat saam met die skrif vanoggend gaan. En toe hierdie uitbeelding gesit het en ek het dit bymekaar gestel, het ek 'n vallei in my oë gehad, die doodskare weer vallei, waar daar soveel aanslae, soveel uitdagings van die lewe daagliks op ons is. Maar as ek en u nie ons oë op die kruis hou wat daar voor is,
Die deur wat deur die kruis van Christus oopgemaak word. Dis nie meer vandag die kruis waarna ons kyk nie. Ons kyk na Christus wat op daai kruis gehang het, wat die deur oopgemaak het. Die kruis self het 2000 jaar terug al brandhout geword. Dit is verwoes, iemand het gaan opkap en dit het brandhout geword. Maar die prys wat op daai kruis bewerk was, dis waarvan ek praat as ek sê ons hou ons oë op die kruis, ons hou ons oë op die prys wat betaal was. En dan sien ons van Christus aan die einde van ons lewe by die wenpaal staan wat ons aanmoedig deur sy gees om te sê, hou vas. Moenie links of regs deur hierdie vallei van die lewe kyk nie. Moenie kyk na die gevare nie. Moenie kyk na die goed wat jou kan benoud maak nie. Moenie kyk na die goed wat jou kan mismoedig maak nie. Kyk vorentoe en sien die einde van alles waarvoor jy nou stry. Dis 'n smal pad, want my visie begin van rondkyk, angstig wees, na gefokus wees, op 'n smal fokus, op die distant horizon, van die einde van my lewe waar Jesus my wag. Weet jy hoe fyn met jou ingestelde wees, om dit te kan raak sien, te midde van die vallei waardeur jy beweeg. En dis waaroor ek vanmôre met u wil praat. Filippense 3, vers 14 tot 21. En Paulus is hier aan die woord. En hy skryf hier 'n brief aan die gemeente in Filippi. En terwyl hy aan hierdie gemeente in Filippi skryf, wat dan ook die boek Filippense uitmaak, skryf hy aan hulle en hy sê, maar een ding, ek vergeet die ding wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Laat ons almal dan volmaak is, so gesind wees, en as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. Maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel, laat ons een gesind wees. So ek het vanmôre na ons getrouheid moet kyk om vir soveel jare kerk toe te gaan. Moet ek nie een ding raak sien. Ek kan nie dit voor God eendag neersit en sê, God, ek was 1000 keer in die kerk en daarom moet ek in die hemel gaan nie. Die eensgesindheid wat deur God se gees bewerk was in die dienste, om nader aan hom te kom, met hom een te word, om meer gehoorsaam te word. My broers en my susters moet alles lief hê, al sou ons verskil. Die liefde wat ons vir mekaar het, kan nie doodgaan nie. Want die liefde wat ons vir mekaar het, is nie deur my en jou binne ons verwerk nie. Dis God gegee om mekaar lief te hê. Ek kan met ouma Makkie argumente. En ek kan as mens, terwyl ek emosioneel kwaad is, iets sê. Maar sê dit is wie ek is. Nee. Dis wat die vlees wat ek nog stry om te oorwin elke dag, vir daai oomblik in my lewe gedoen. Maar die geesmens wat in God streef om nader aan God te kom, bring my by die plek dat die gees van God my dadelik aankla oor my optrede. En dan vra ek God vergifnis, vergewe my Here, maar U ken my hart, wat in eensgesindheid vorentoe beweeg, om God op die einde van die dag gelukkig te maak, en te behaag in alles wat ek doen. Wees ook my navolgers, broer, en let op die so wandel soos julle ons tot voorbeeld het. Want baie van wie ek julle dit dikwels gesê het, en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Want baie van wie ek julle dit dikwels gesê het, en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Julle einde is die verderf, hulle God is die buik, en hulle eer is hulle skande. Hulle bedink aardse dinge. Want ons burgerskap is die hemele, waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Die pad huis toe is smal. Jy sien, wanneer ek en jy hierdie pad begin te stap, hierdie smal pad, begin God my gedagtes te verander. God werk bonatuurlik in my en jou
om hom meer te bedink en sy gedagtes meer te kan beleef en te kan ervaar. Elke keer wat jy 'n preek hoor of iets lees wat vir jou iets oopmaak oor die grootheid van God, is dit God wat in sy openbaringskrag dit so beskik het dat jy dit moet lees, wat op daardie oomblik in jou gedagtes iets vir jou oopmaak wat jou nader aan God bring. Twee mense kan iets lees op Facebook. Vir een persoon, dis nou mooi skryf. Vir die volgende persoon is dit die deurbraak wat hom of haar uit depressie uitvat. Een persoon dink, ag, weet jy wat ek het al soveel keer hier dieselfde preek oor en oor gehoor. Vir 'n ander persoon op daai oomblik is dit die draaipunt van selfmoord na opstaan en weer lewe. Vir een persoon, ag, weet jy wat, hoekom moet hulle oor en oor dieselfde goed sê? Vir 'n ander persoon is dit op daardie oomblik die regte ding wat moet hoor om verbittering te breek en vrede te maak met die volgende persoon vir wie hulle kwaad is. En dis waar ons kom by die punt dat ons gaan sê, my lewe begin nou spreek van oorwinning in Christus. Want die regte woord val op die regte oomblik, op die regte hoek. As ek sê, dit val op die regte hoek, dan gaan jy nie mooi verstaan nie. So as ek sê, die regte angle, dan gaan jy verstaan wat ek vanmôre sê. Right angle. Hy woord ek net mooi op die regte angle om my oor gekom vanmôre. Boom, iets gaan oop. Jo, en hoe meer hierdie goed vir ons oopgaan, hoe meer begin ons onderskei wat is die breë pad en wat is die smal pad. Want terwyl ons op hierdie breë pad is, baie mense gaan volgende kerk toe. As dit miskien van nie vanmôre tog op die breë pad 'n groot deel van jou lewe, maar 'n deel van jou het al reeds die smal pad gevind. En soos hierdie boodskap vanmôre uitgaan, gaan daar vir jou iets oop wat vir jou waarsku, pas op, jy's in hierdie area of hierdie gedeelte van my lewe nog besig met die breë pad. Ek moet vinnig by die smal pad met daai gedeelte van my lewe ook kom. En dis wat die woord sê, ek sterf daagliks die ou mens af en ek kom meer en meer in lyn in God se wil vir my lewe, die smal pad. Matteus 7 vers 21 tot 23. Nie elkeen vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen vir my Vader wat in die hemel is. Hierdie skrifgedeelte het tot my hart jare terug gespreek. Dit het die regte angle vir my oorgehad. Want vandat ek kan onthou, het ek 'n hart vir mense se seer. Dra die wêreld se laste op my skouers. So erg dat ek nie maats op skool gehad het en ek was te bekommerd oor hulle die wat huis moet gaan en daar's 'n pa wat hom slaan of daar's 'n pa wat alkoholist is of ek was so bekommerd oor elkeen se lewe dat my eie lewe in 'n donker gat was. Nie omdat ek depressie ooit in my lewe gehad het nie omdat ek ooit self iets deurgegaan het met myne depressie gat gesit het nie, maar my bekommernis oor 'n volgende persoon se lewe het my altyd op 'n plek. En later, toe ek Jesus vind, toe spoel dit oor na die plek toe van vreesloosheid. Vreesloos in 'n sataniese kerk in te gaan. Ek sê nie wie jy moet dit doen nie. Maar ek kan vir jou sê wat ek gaan doen. En die vreesloosheid wat jy met God gehad het. Op Halloween aand, dan gaan ek na 'n sataniese kerk toe, stap ek binne in die kerk in. Dan is daar 40 van hulle, die pentagram is op die grond. Ek gaan sê dat tussen hier tussen en dan begin ek selfies in tale te bid. Boem, blaas jy high five op. Volgende moet sit mekaar in die pentagram soos 'n Picasso lyk. En wie wat? En ek het dit al getuig. Daar het 2 persone, 3 persone saam weggegaan en kom by die Here uit. En jare later sit ons in die etenstafel en ek het daardie aand, kan ek tot vandag toe net onthou, ek was stil, want ek was as mens, maar bang om my mond oop te maak. Want jy is in 'n gevaarlike gebied, jy sien en hulle is baie. En dit ek
kan onthou tot vandag toe ek uitgeklim het, saggies gaan sit het, net op die Here gewag het. Die Here het gesê ek moet saam met hulle gaan. Hier sit ek in die hoekie. Die Heilige Gees het my begin saggies en tale bid. Boem, daar gaan die high five. Jy begin mekaar te slaan oor een met die ander en beskuldig oor wie nou die high five verkeerd opgekoppel en al hierdie goeders in die chaos. Jare later, aan 'n etenstafel, sê een van hulle, want hulle het ook tot bekering gekom. Sê ons het daai aand vir ons lewe gevrees toe ons jou saamgevat het. Ek sê hoekom? Hy sê want vandat jy die karre geklim het, loop jy van maar een satanis na die ander deur sê, ek wil net vir jou sê, Jesus het jou baie, baie lief. By 'n satanistiese byeenkoms. Loop ek na die sataniste toe, waarop vir my net 'n paar minute, seker so 'n halfuur terug gesê, toe ek vra of ek sal gaan, nee, jy kan nie sal gaan, want dit is waar ons ouetjies soos jy sacrifice. Loop ek, en ek sê vir Jesus het jou lief. En ek het tot vandag toe nie onthou dat ek dit ooit gedoen het nie. Waar God jou op hierdie smal padjie vat, wil ek vanmôre vir jou 'n bemoedigende woordjie. Ek wil nie net vir jou kom vertel, jy's op pad hel, dus jy op die breë pad is. Ek wil nie vanmôre van hierdie smal padjie kom vertel. Ek wil nie kom vertel van die wow, die krag wat dit is op hierdie smal pad te kan stap. Op hierdie smal pad gaan jy begin te beleef hoe dit voel om lief te wees vir iemand, selfs al is hulle vir jou kwaad. Op hierdie smal pad gaan jy beleef wat dit voel om deur God gestuur te word om 'n duiwel te gaan uitdryf. Op hierdie smal pad gaan jy beleef wat dit is om na iemand toe te gaan wat in 'n hospitaal, in 'n ICU, hulle lewe hang aan 'n draadjie en die Gees van die Here sê vir jou, nou klim jy in jou kar en jy ry na daardie hospitaal toe. Jy gaan bid vir daai persoon in ICU. Jou lewe draai nie meer om jouself nie. Jy word so gedryf deur die krag van die Heilige Gees dat jou eie slaap maak nie meer saak. Jy net een ding, dit dryf jou in hierdie smal pad om soveel mense moontlik te gaan bereik. En weet jy wat is die reward? Kan ek vanmôre vir jou sê, na soveel jare, wat is vir my vanmôre die reward? En jy wat vanmôre self hier die smal pad stap, sal saam met my kan getuig, dis die reward. Dis nie om eendag hemel toe te gaan nie. Dis om nou Jesus sy liefde vir 'n volgende persoon te beleef. Nou te sien hoe die Here juke breek. Nou te kan sien hoe God kettinge breek. Hoe mense wat in gevangenis is, vrykom en die Here begin te dien. Dis die reward. Jy sien hoe die Here een ketting breek. Ek meen, hier kom iemand na my toe, druk 'n stukkie papier in my hand en baie jare terug en sê vir my, jy's mos die tipe ou wat met hierdie tipe mense deel. Ek vat die papiertjie, ek sien die telefoonnommer, ek sien die adres, ek vat die papiertjie, die Heilige Gees sê my nie nou nie. Ek sit hom in my bedkassie. 4 maande later sê die Heilige Gees my nou moet jy kontak maak. Vat die papiertjie. Nou wil jy weet hoe ver lank terugpraat. My Nokia 1610. Ek het 'n Nokia 1610 gehad, my eerste selfoon. Nou hoor ek, Amber does not exist. Ek dink op myself, okay. Ek het probeer bel, die Heilige Gees sê ek moet nou bel. Maar ek sien die adres onder. Die adres sê, jy het nog nie alles gedoen nie. Jy het nog nie die volle smaalpaadjie geloop in opdrag van dit wat God nou vir jou gee nie. Jy kan nou die breë pad kies. Ek het gedraai, ek was gehoorsaam. Ek wil nie nou my kar klim en ry nie. Ek het nog gevoel, maar dit is besig skedule. Ek moet nog inkopies gaan doen, ek moet nog brood koop en ek moet nog melk koop en ek moet al hierdie goed doen. Dis hoe die breë pad werk. So, ek wil nie die met môre die hel in die breë pad sien wat moet jy. Ek wil vir jou sê hoe hierdie breë pad werk. Ek is nou moeg. Ek moet nou net van werk gekom, ek wil nou eers 'n bietjie gaan slaap. Ek sal later. En die Gees van die Here sê nie later nie, nou. Nou moet jy onthou, die telefoon werk nie. Ek bly in Russelom. Die persoon se adres is van 'n park. Nou begin my kop die breë pad. Ja, maar ek wil ook nou nie alleen so toe gaan nie. Here, gee my dan net ten minste iemand om saam met my te gaan.
Ok, bel, en ek dink in my eie gedagtes, hulle nou nie die foon antwoord nie. Hulle Motorolaatjie. Dan gaan ek nou weet, dit is nou nie God se plan nie. Hulle antwoord dadelik. Ek sê ek moet van my pastoor laai op. Ok. Nou word ek teruggedruk op hierdie spalpad. There's no excuses. Ek moet opstaan, ek moet gaan doen. En ons ry van 'n wildpark. Kom daar, 'n leë meentuiskompleks. As jy 'n gordyn voor daai kompleks. Ek klim uit, Johnny en Anne is ook al paradys toe. Johnny sê vir my, die kompleks, daai tyd, ek sien nou van dit weggebreek, dink die mense plaat te veel. Ek het nog 'n klokkie by die meentuiskompleks gehad. Elke een unit het sy eie klokkie gehad. En 'n posbus. Nou gooi ek daai klokkie. Dit klink letterlik so, want dit is 'n leë kompleks. Johnny sit in die kar, breekpad. En vir jou sê, dat Johnny wat die Here dien, wat bereid is om saam te gaan, is op die breekpad. Hy sê vir my pastoor, ons het alles getraai, die Here het jou vandag getoets, kom ons klim my kar in die kompleks leeg, die foon werk nie, kos gaan huis, breekpad. Jesus sê vir sy disippels, ons gaan Jerusalem toe, dan moet hy gekruisig word. Petrus, Here, ons gaan nie Jerusalem. Wyk agter my Satan. Klim af van my breekpad. Petrus kom op weer smalpad. Nie jou wil nie, Petrus, my wil. Petrus wat uit sy goeie hart uit vir die Here sê, Here, dan moet ons nie Jerusalem toe gaan nie, dan moet ons omdraai. Kom ons gaan om Jerusalem. Besef nie eens in 'n oomblik terwyl hy die Here volg, dat hy nou hier op die breekpad nie. Maar die Here vat hom vanaf van die breekpad, hy sê kom, in lyn met hierdie smalpad. Daar gaan Satan in jou ore goed fluister wat jy nie moet doen nie. Wyk agter my Satan. En Petrus kom en ek word weer gehoorsaam en dan gaan Jerusalem toe. En ek klim in die kar. Want 'n gedeelte in my is op ons maar breekpad. Ek het nou die foon getraai, dit het nie gewerk nie. Ek het klokkie gedruk, dit het nie gewerk nie, nou klim ek in die kar. Ek is in die breekpad. Ek doen nie wat die Here vir my sê nie. Ek besluit disorderende werk en ek begin trouwens. En die Heilige Gees het my effe gesê moet op om my klokkie te kry. En nou raak die Heilige Gees my terug op die smalpad. Mense, ek wil vanmôre vir jou sê, hierdie wat ek nou met jou praat, gebeur in jou lewe. Jy staan die môre op en jy het 'n plan vir hierdie lewe en skielik besef jy, maar as ek dit gaan doen, dan is so benoudheid jou in die keel vat. Jy voel net nie meer so gerus om hierdie plan te doen nie. En nou gaan jy terug. Jy's eintlik op die breekpad. Jy het nou 'n plan beraam om uit die gemors uit te kom, om uit die skuld uit te kom. En die Here sê vir jou, het jy met my gepraat? Kom terug smalpad toe. Jy is besig met die breekpad. En daai pad lei na die verderf toe. Dis dood. Jy gaan erger finansiële probleme as jy by daai pad loop. Kom smalpad toe. En ek klim uit die kar uit, terug op die smalpad. En ek druk hy klokkie. Maar hierdie keer druk ek voor. Dat ek eintlik vervoering gaan oor die klank van die klokkie maak. En die volgende vlieg die deur oop. Nou en so Gilbert rugbybroekie storm maar die huis het. En hy begin my in Engelse vloek. What do you want? Meer uit skrik, ek sê nou die spirit sien. Hoe sê jy? Maak jy ek op oorspanning. Die punt 38 special op sy bank. En hy begin met ons te praat. Hy sê die eerste keer toe die klokkie lui. Ek het alles verloor, ek is verslaaf aan dwelms. Ek het my vrou verloor, ek het alles verloor. My besigheid verloor, ek het alles verloor. En hy staan in die stort, dat hulle hom maklik van dit alles kan ontslaag raak, en die stort kan maar net oopgemaak word dit alles weggewas. Staan ek om myself te skiet. En die klokkie lui. Hy sê, wat sakkie, Andrea? Ek dink by myself, I will shoot this guy. Ek is nie vandag lus vir mense nie.
Want jy sien die vyand het hom op die breë pad. Maak jouself dood. Daar's geen uitkoms nie. Daar's geen antwoord vir hierdie probleem wat jy het nie. God in die smalpad stuur reeds iemand as die redding van God wat na jou toe vandaan kom. Ek en jy vind ons baie keer op breë paaie waar ons dink God het van ons vergeet. God het nie meer antwoord vir die probleme nie. Die Here, ek bid oor hierdie saak. Ek lê oor hierdie saak. Ek wil vir jou sê, dink net hoe moes Daniël gevoel het wat vir 'n saak voor God gebid het en vir 21 dae is daar geen antwoord nie. Kom ons het op dag 20 opgehou bid. Day 21, dag 21 is God se deurbraak. As jy op dag 20 besluit het, weet jy wat, ek bid al 20 dae oor hierdie saak. Ek bid al vir 20 dae vir God se deurbraak. Ek bid al vir 20 dae vir genesing. Ek bid al vir 20 dae. Weet jy wat, God gaan my nie antwoord. Ek maak my vrede. Ek hou op bid. Day 21 was 'n tyd of breakthrough. Hierdie breekpad was 21 dae van nou gesê bid. Gefokus wees. On day 21 back on the Broadway. Giving up. En as jy nooit die deurbraak van die engel beleef het, wat op dag 21 gekom het en gesê het, God het al die eerste dag jou gebed gehoor. Op die eerste dag het hy al geantwoord. Die eerste dag die jy bid, toe antwoord God al. En vir 21 dae ver teen hierdie prins van Media en Persië. Hierdie wat sy demoniese mag, dis nie die koning van Media, dis hierdie demoniese prins. Verkom. En toe moes Michael kom. En hy moes my kom help om hierdie vors te oorwin, sodat ek by jou kan uitkom om te sê, God het jou gebed gehoor. Mense, ek wil vanmôre vir jou sê, die smalpad is nie net, ek bid die sondagsgebed, ek gaan deur die doopbad en nou sit ek in die kerk vir die volgende 40 jaar, ek het die smalpad bereik en is ek besig met hierdie smalpad en ek is op pad huis toe. Nee, it's more than just getting into a decision, it's place to be in action. Dis nie 'n besluit nie, dis 'n aksie van geloof wat daagliks met hierdie pad nou geslet word leef om deurbrake te bereik terwyl die breë pad, terwyl die wêreld sê, man, hoekom moet jy nou elke dag bid? Hoekom gaan jy elke dag Sondagkerk toe? Hoekom is jy met God elke dag besig? Kyk hoe lekker is dit hierdie breë pad, man. Ons het nie sorge nie, ons party en ons jol en ons hierdie pad is nie 'n maklike pad nie. Want hier is 'n pad van gefokus, ingestel met God elke dag lewe. En weet jy wat sê daai jongman vir my? If you skiet, I wanted to shoot you. And then I heard the car start. And I said, at least now I can die in peace. Hy sê toe ek die tweede keer hier ombring. Toe raak jy belasting met 'n klokkie. As jy net vang nou bedreig, jy gooi my op die bank hier. Dis waar jy ook eers besef, bedreig jy op die bank. Toe gaan berg. I say, I'm going to ask you, you say, the Holy Spirit sent you. And you had my full attention. 'n jaar het God aan man herstel uit dwelmsheid. Hy het alles weet. Sy ma vlieg van Engeland af, net om my te ontmoet. En sy vlieg terug Engeland. Op hierdie smalpad is daar soveel kosbare moments, wat ek sê jou showcase moments met God word. Jy sit in daar, en niks kan daai oomblik vir jou wegvat nie. Jy weet jy was getrou. Jy weet jy die nou pad geloop. Jy weet jy die ongemak een kant toe geskuif en in jou kar geklim en gery. Toe God sê gaan na die plek. En dit word 'n oomblik wanneer jy self op die breë pad platgeslaan lê, dat jy jouself herinner aan hierdie awesome oomblikke wat jy in God gehad het in jou lewe, wat jy weer eens fokus om op hierdie smalpad vorentoe te beer. Want daar is 'n eindstreep en Jesus wag aan die ander kant. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, het ons nie in U naam geprofeteer, in U naam duiwels het in U naam baie kragtig gedoen nie.
dan sal ek aan my sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid bewerk. Elkeen man wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man, wat sy huis op die rots gebou het. Die pad huis te staan. Om hierdie vir God te doen, is nie om goue sterkies by mekaar te maak. Om eendag vir God te sê, ek kon op my lazyboy bly lê het, maar omdat ek my gesê ek moet soontoe ry, het ek maar in my kar geklim, en ek het gery, en ek het die klokkie gedruk, en ek het by die persoon gekom, en die persoon het nie self woord, Here, ek het vir u groot werk gedoen. Here, toe daai persoon in my ICU was, toe klim ek maar in my kar, en toe ry ek maar, en ek het vir hom gebid, en het gesond geword. As hierdie smalpad gaan oor om goue sterkies by mekaar te maak, om jouself te regverdig om in die hemel te kom, dan is jy besig met 'n nodelose stryd. It's not about him, it's about you promoting yourself to justify yourself to go to heaven. Dit moet gestroop wees vir my. Dit moet so 'n passie word, so verlange. Ek wil Jesus aan die werk sien. Ek wil sien hoe Jesus iemand gesond maak. Ek wil sien hoe die Here iemand verlos en genees. En daarom kan ek vanmôre vir jou sê, jy gaan baie keer op plekke kom waar jy jouself gaan bevind om jouself te wil verdedig. Om jouself te verdedig is jy op die breë pad. Dit gaan oor jou eer. Dit gaan oor jou saak stel. Dit gaan oor jy moet jou sê. Om hier by die smalpad te wees, is om jou eie wil neer te lê. Jouself te verdedig neer te lê. Jou verbittering waarin jy so vashou vir wie jy kwaad is, wat jy voel dis jou reg om verbitter te wees in daai persoon. Jy kan vashou dan dis jy op die breë pad. Die hele wêreld is verbitter, die hele wêreld is kwaad, die hele wêreld haat mekaar. Maar om op hierdie smalpad te wees, is om hierdie verbittering eenkant toe te stamp en te sê, I refuse it. Ek sal in Jesus almal vryspreek wat my te na gekom het. Want hierdie smalpad is 'n versigtige pad wat ek moet loop. En ek moet nou gesê wandel, want ek is op pad huis toe. Ek mag nie met verbittering betraap word in my binneste op pad huis toe. Galasiërs 5 vers 18 tot 21, maar as jy deur die Gees gelei word, sal jy hulle nie onderwet nie. En werke van die vlees openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag. Dis die breë pad. Hierdie goed is wat die breë pad aanbetref. Afguns, moord, dronkenskap, brassery, om jouself te ooreet en dergelike, waarvan ek jou voorsê, soos ek al vroeër gesê, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal werk. Die pad huis toe smal. Jy sien al hierdie dinge wat genot vir die mens bring. Wat sy wil, haar wil is. En nie gehoorsaam met 'n God se opdragte nie. Maak dit ek in die kerk sit en ek is op die breë pad. Ek is hier, ek het vanmôre opgestaan, ek het my gesiggie gewas, my kleertjies al getrek. Ek het gesê vanmôre gaan ek kerk toe. En terwyl ek in die kerk sit, en ek is nie gehoorsaam aan God met alles in my lewe nie, sit ek vanmôre op die breë pad, terwyl ek oor die smalpad se dinge praat. Hoe gevaarlik is dit nie? Dit dink om die vanmôre tyd gekoop het om oor die smal dinge te praat, na die smal dinge te kom luister, terwyl jy eintlik op die breë pad is. Die smal pad is ook om hier vanmôre te luister en na huis te gaan en presies te gaan doen wat God nie behaag nie. Presies weg te stap van die smal pad en weer op die breë pad wees. Die woord van God sê, daar's net een deur. En dis Jesus Christus. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. En hy sê, om my te vind, is om my smal pad te vind. Verdra my nog so 'n paar minute. Want ek moet 'n boodskap aflewer wat 'n opdrag is van die smal pad. Ek kan vanmôre so 'n bietjie breë pad indink, maar ek wil die smal pad te vat. Verdra my nog so 'n paar minute. Ek is besig met smal pad gesprek. Die pad huis toe is smal.
Galasiërs 5 vers 24 tot 25, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Dit is so maklik om hierdie te lees, as deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Want wie wat sê hierdie woord? As ek aan God behoort, en ek beweeg deur sy krag, laat ek dan ook so wandel, dat ek aan hom behoort. Dis wat die skrifgedeelte sê. Dat my lewe nie net 'n woordverhouding is nie, maar 'n aksie, 'n daadverhouding met God. Wat hy is te smal. Net een van twee paaie, geen ander pad. Romeine 8 vers 1 tot 2, daar is dan nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Daar is dan nou geen veroordeling meer vir hom en haar wat vanmôre sê ek is klaar met die breë pad. Ek gaan my alles op die altaar sit vir Jesus. Daar is dan nou geen veroordeling meer vir so man en vrou wat so begin te lewe. Daar's geen regterbank. Daar is 'n blye uitsien van Jesus wat sy bruid kom haal, 'n bruilof en 'n terugkeer saam met Christus om te kom heers as konings en priesters oor hierdie breë pad wat agtergebly het. Vir 1000 jaar. Dis die smal pad. Daar sê twee paaie. Of hierdie pad, of hierdie pad. Hebreërs 9 vers 1, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die wêreld. Daar is nie 'n reïnkarnasie nie. Daar is nie van ek sterf en ek word weergebore nie. Die woord van God sê, dis vir my en jou bestemming om eenmaal te sterwe en daarna die dood. Dis nie my en jou bestemming om 7 keer te sterf. 7 keer terug te kom in 'n ander vorm en dan geoordeel word. Jy gaan een keer sterf en dan dood. Of geoordeel as jy hierdie breë pad volg. En jy sterf op hierdie breë pad. Wag die oordeel van God vir jou. Jy gaan nie terugkom as 'n donkie nie. Jy gaan nie terugkom as 'n perd nie. En dan moet jy jouself weer opwerk in die ordes totdat jy nou weer 'n aap is en later weer 'n mens is nie. You're gonna die once. Ja, dis hoe glo hierdie mense met 'n reïnkarnasie glo. Hulle glo as jy nou baie erg verkeerd gelewe, dan word jy nou teruggestuur as 'n padda. Dan jy nou hier van onderaf weer die orde begin te klim. As jy nou 'n goeie paadjie was. Dan kom jy volgende keer terug as 'n voeltjie. As jy nou 'n goeie voeltjie was. Dan kom jy nou terug as 'n aapie. As jy nou 'n goeie aapie was, dan kom jy terug as 'n mens. Verstaan julle hoe kinderagtig is so 'n redenasie? Maar tog ook nie kinderagtig nie. As mense op hierdie breë pad vasgevang word, genuine glo. Dis waaroor die lewe gaan. En ek en jy moet bid, God vat ons terwyl ons op hierdie smal pad is, wys ons waar dit moet gaan. Here, ek bid dat hulle wat op die smal pad is, drome sal begin te droom oor U. Visioene begin kry van U. Ons moet nooit dink omdat ons op die smal pad is, jy is beter as die ou wat op die breë pad is nie. Jy is op die smal pad omdat God jou uit genade uit gered het en jou na hierdie smal pad toe gelei het. Daarom mag jy nooit neerkyk op iemand wat op die breë pad is nie. Jy mag nooit neerkyk op iemand wat in dwelms vasgevang het. Jy mag nooit neerkyk op iemand wat ver van God af is nie. Want jy self was ver van God af en jy is deur genade na God toe getrek en net sy genade hou jou op hierdie pad. Nie jou beter Christenskap of jy's beter as 'n ander mens. Die pad huis toe is smal. Johannes 14 vers 6 en ek sluit met dit af. Jesus antwoord, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy is die weg. Hy is daai smal paadjie. Dis nie 'n straf nie, hy is die weg. Hierdie pad bewaar jou om nie deur hierdie pad verwoes te word nie. Hierdie pad, hy vat jou huis toe. Hierdie pad vat jou na die verderf toe. Hy is die weg en die waarheid. Sy waarheid is hy vir jou werklik aan die kruis gesterf.
Hy het werklik in jou plek die prys betaal vir die oortreding waarvoor jy eintlik gestraf moet word. Het hy die straf op hom gevat. Hy was in jou plek gestraf. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hoekom? Want net hy kon die volmaakte prys betaal dat ek en jy kan huis gaan. Vandag het vandag se boodskap as padkos op die lewenspad. Die begeertes en plesiere van hierdie lewe lyk en voel nie altyd sleg nie. Maar die lewe getuig self dat waar die genot van die lewe jou vat, is morele verval en dood sonder God vir ewig. Vir ewig. Die ryk man, toe hy sterf, ryk man Lazarus, kon hy nie terugkom om sy broers te kom waarsku. Dit was finaal. Dit was vir ewig. Ek wil hier moet vir 'n oomblik in jou insink. Hoe finaal is dit om sonder God te sterwe? Dit is vir ewig. Daar is nie van, ek lewe, en wanneer ek sterf, sien ek, joh, nou sien ek dit, nou besef ek het. Here, okay, nou dat ek het besef, kan ek nie net teruggaan en net gereg maak. Dit is verby, dit is vir ewig. Mense, hierdie is nie bang maak nie. Hierdie is feite. Feite wat vir my spreek en vir jou. Terwyl ons lewe, kom ons lewe hier in jou pad. Kom ons kom op 'n Sondag. Nie net om na preek te luister nie, maar om kos te kry, om my te boost, my op te tel, om my te motiveer om nog meer hierdie smal pad te stap, as wat ek het 'n week terug gedoen het, 'n maand terug gedoen het. En hoe meer ek hierdie smal pad stap, hoor wat ek vanmôre vir jou sê, God sê sy jou paai gelyk maak. As jy hom vind, mag hy jou paai gelyk. Al die goed wat jy vandag mee battle, wat jy nie voor antwoorde het, wat jy al so lank voor bid. Ek vanmôre vir jou sê, op die smal pad is dit nie hoe lank gaan ek bid nie. Dis my vuur in my om te bid. En aanhou bid. Tot die dag breek. Te bly bid. Vir Daniël was dit 21 dae. Vir baie mense is dit al 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar. Die geheim lê daarin, om nie tyd te koppel aan jou gebed nie, maar die oorwinning van om juist te bly by die plek waar ek op God gefokus is. Want dit vat my huis toe. Kom ons sluit eens. Vader, baie dankie vir die liefde, en vir die genade, en vir die grootheid. En dankie dat hierdie smal pad is 'n pad wat in bloedspore gelê is. U verwag niks anders van ons as dit wat u self bereid was om te doen. Here, u sê loop in my voetspore, want dit vat jou huis. Hierdie smal pad is 1 ry voetspore. Jesus se voetspore. En om in dit te loop, is om gefokus te wees om op die volgende voet te kom. Volgende voetspoor. Want u voete lei ons huis toe. Vat ons aan. En dankie dat u ons dra, want ons partykeer te moeg is om te loop. Want is daar waar ons die 1 ry voetspoor sien, waar u nie afwesig was nie, maar ons gedra het. Ons hier daarvoor. Amen.